Good morning op hierdie heerlike, ek hoop nie dit gaan 'n blou maandag wees nie. Kom ons noem dit eerder 'n kleurvolle dag saam met ons hier by Goeiemôre, good morning. My naam is Pieter Koen. Ek wou net sê hallo. Ja, natuurlik. Jy is Pieter Koen. Ek is Elsa Esterhuizen. En ek is Arnold Geerts. Ek is Rosanne McKenzie en daar oorkant het ons die man wat die markte met 'n valkoog dophou. Ons minister van Finansies, Thys van Sail. Môre Thys. Lekker wissel te wees. Ja, was per ongeluk maar gesê, man. Jy lyk vars. Jy lyk soos 'n blou maandag. Maar ek nee, glad nie. Maar ek is absoluut vars. Daai gedeelte is 100% akkuraat. As hulle sê is 'n blou maandag, beteken dit nou is nou 'n dal, it's terrible. Nee, dit beteken ons nou lekker kleur. Dit beteken die bulle het gewen. Daar sy, dis wat ek Hulle het nie, maar dit was Hulle gaan wen. Hulle gaan. Ja. Okay, Dankie. Ek hou van hoe jy dink vandag. Man, my ou cheetah vriend, ek gaan regtig nogal met hom om 'n vuurtjie sit dan. Luister, ons het 'n heerlike program wat vir julle wag. Ons gaan ook seker maak dat ons hierdie week op die regte manier begin. Glanspaartjie Elwin en Anrika Bruinders maak oop oor hulle stryd om 'n baba te hê. Ons gesels met die sanger Jacobus oor sy heel eerste enkelsnit en Tolly Parton kom kuier by ons in die ateljee. Nou onthou, jy kan saamgesels, skandeer net die QR-kode wat nou op jou skerm verskyn en stuur vir ons 'n boodskap. Ek wil ons oggendpraatjies hierdie maandag afskop met iets wat ek dink ek en Elsa nogal baie te sê oor gaan hê. Dit is ons is lief daarvoor om op sosiale media plasings te doen, foto's, video's, reels en daai tipe goed. En daar is 'n probleempie op die oomblik. So Jennifer Lopez, superstar Jennifer Lopez, is being sued currently by a paparazzi photographer. Sy was by 'n Golden Globes partytjie en daar is 'n fotograaf, Edwin Blanco. Hy het 'n agentskap, Backgrid, en hy het foto's geneem van haar nou soos wat sy met die partytjie instap en so voort. And she then used those photos on her social media, which is for him a problem. Want al is dit 'n foto van haar, hy het die foto geneem. So hy eis nou julle R150,000 per foto. Sure. En hy sê sy het dit kommersieel gebruik om haarself en haar handelsvennootskappe te bevorder. So hy moet eintlik nou betaal word vir hierdie foto wat hy sonder haar toestemming geneem het. En daar's ander bekendes wat ook hiermee 'n bietjie deurgeloop het al van tevore, Dua Lipa, Gigi Hadid, Miley Cyrus. So die vraag is nou, hoe voel ons daaroor? As mense wat nou redelik ook in die publieke oog is, sal jy die geld betaal? Dink jy dit is regverdig dat hy geld eis vir 'n foto wat hy sonder haar toestemming geneem het, wat sy dan op haar sosiale media geplaas het? Ek dink dit is regverdig nie en ek dink die paparazzi oor see is nogal baie lastig ook. Ja. So ek gaan sê dit is nie regverdig nie. Ja. In 'n normale situasie sou jy aanneem dat as dit iemand anders se foto is. Goed, dit is die sogenaamde image behoort aan jou. Ja. Maar die feit van die saak is as jy dit dan sou wou gebruik, sou die regte besluit seker wees om meneer paparazzi op die foon te kry en te sê, "Listen, I love your pictures. Will you give me the rights to use them and then I will credit you?" Want dis normaalweg wat gebeur. Ja. Maar in die geval, dit is so 'n moeilike ding want dis 6 van die een en 'n halwe dosyn van die ander, nie waar nie? Dis baie moeilik. Ons ken nie paparazzi soos hy Nee. eintlik hoort te wees of soos wat hy is nie. En daai is dis Jy ken maar. dalk. Ek kon net sê, come on, speak for yourself. Toe ek in Amerika was nie, moet ek net vir julle sê, het ek foto's probeer neem van nee man. Maar ons ken nie paparazzi soos wat Ja. Nee, dis anders. Dis anders en daai ouens, ons in Suid-Afrika sal 'n fotograaf ken en na die tyd vra en sê luister, ja, asseblief ek wil graag 'n fotootjie hê. Tag jou. Stuur vir my of wat ook al. En maar in Amerika, die paparazzi is die hele tyd in hulle gesigte. En ek weet nie, die ouens, ek dink hulle ken hulle baie goed, maar dis die hele tyd van man, moenie foto's van my neem nie. So ek weet nie waar En tannie hulle raak Jennifer soms nou aggressief Wat ook. sê jy, Ras? Ja. Wel, ek dink dit is 'n probleem wat hulle mee sukkel daar. Ek dink nou aan 'n iets wat gebeur het. Thys, ek weet nie of jy hierdie storie gesien het verlede week nie. Denzel Washington was by die Cannes Filmfees en daar was 'n hele klomp mense wat nou media mense wat geakkrediteer is om daar foto's te neem en die ou het hom heeltyd aan die skouer getik and he was like, "Don't touch me. Don't touch me. I've asked you a few times not to touch me." So ek dink dit word net bietjie te veel.
Kyk, my opinie is het teenoor die Jennifer Lopez storie was gewees. Kyk, as jy dit op jou eie sosiale media gaan gebruik, dan beteken dit jy erken daai foto is geneem en jy erken daai foto gaan jy gebruik. So tog het jy nou mos 'n toestemming gegee, want jy het dit tog self gepost. So jy het toestemming gegee, want ek gebruik hom self. Nou moet ek die premie daarvoor betaal, nou is dit ewe skielik nie reg nie. Ja. So so ook daarna gaan kyk. Jy weet, maar die Denzel Washington ding was heeltemal gewees. En hy het ordentlik na hom toe gestap. Ja, Luister, dit is nou klaar. Ja, stop, het hy gesê. So die interessante ding is, ons as, en almal van ons die wêreld deur, en daar's 'n groot beweging in Engeland en Amerika. Laastens is daar's hierdie bekleierheid en AI, so my stem en my image word aan my, en ons beklei aan een kant daarvoor om dit so te hê, maar dan is dit seker ook die regte ding vir die fotograaf om te beklei wat aan hom behoort. So, net dit is baie moeilik. Ja, van die een toestemming na die ander ene, en swane bietjie later. Maar vir nou eers plastiek sakkies. As julle nou gaan shop, dames, tuis, menere, koop jy plastiek sakkies of bring jy jou eie sakkies saam, jy weet, jy kry mos nou maar Ek probeer so ver as wat ek kan maar ek vergeet soms en dan moet 'n mens maar nou nog sakkies koop van daai herwinbare goed of die plastiek sakkies gebruik. Maar net in kort, Australiese wetenskaplikes het nou navorsing gedoen en by een of ander eiland daar, Lord Howe eiland, het hulle 44,000 stormvoëls, ek weet nie how they did it nie, maar hulle 44,000 stormvoëls, het hulle nou navorsing gedoen, daar's so 500 mense op die eiland, maar van hierdie voeltjies is nou al so, jy weet, vol plastiek, hulle sê as jy so op die magies of die pensies druk, dan hoor jy die kraak van die plastieke goeder, soveel so, hy sê, daar's 'n Dr. Jen Lywers wat al 18 jaar hierdie voëls bestudeer, hy sê, hy het op 'n jong kyker met 778 stukke plastiek in sy lyf, byna 20% van sy liggaamsgewig afgekom. Die vorige rekord was 403 stukke. So die probleem is plastiek raak nou regtig verskriklik erg wat besoedeling aanbetref. Die grootste probleem is, Pieter, ons kan nou sê ek vat my eie ou papiersakkie of herwinbare sakkie. Maar 3/4 van wat jy koop binne in die supermark is in plasties. Dis 'n groter probleem as die plastiese sakke wat jy mee uitloop. Jy loop uit met 2 plastiese sakke, maar daar's 17 plastiese sakkies binne-in. Daar's die probleem. Nee, ek weet nie wat daar is nie 'n antwoord daarvoor ongelukkig. Ja. Ek dink net mense besef nie hoe as hulle nou in 'n rommel strooi nie, hoe dit eintlik in die oseane en in die see en in die natuur opeindig. Mense gooi hulle goed net anywhere because they don't realize that it's gonna go somewhere. And now we're seeing the results of it. It's ending up in nature and it's affecting the fauna and flora as well. And within us too. Hulle sê deesdae, ek dink dit was so iets soos 44% as ek reg onthou, alhoewel hulle sê statistieke 77% van alle statistieke word opgeneem en opgemaak. Maar so iets is in ons, in ons lywe as jy moet gaan ek wil op 'n ligte noot afsluit daarmee. Jy sê ek weet ook van 'n paar dames en manne wat 20% plastiek in hulle lyf. Ons vra om verskoning vir al ons Waarom praat jy tyd? Ek is net so bly dat daar wel mense is wat strande skoonmaak en wat wel aandag aan so 'n probleem gee. Ek dink net hulle kry nie genoeg erkenning nie, maar ons is bly julle is daar. So gaan pak solank jou lap inkopiesakkies in die kattebak. Ons gesels net hierna verder. Jy is ingeskakel by Goeiemôre Good Morning. Ag, en terwyl jy ingeskakel is, maak ek seker jy gaan volg ons op die sosiale media platforms. Ons is nou weer terug. Kleurvolle goeiemôre.
Jy is nog op die regte plek hier by Goeiemôre, Good Morning en voordat ons nou vandag se oggendgeselsies en praatjies verder voortsit, wil ek jou net herinner, onthou skandeer die QR-kode daaronder op die skerm, gesels saam, stuur vir ons 'n WhatsApp en dan gaan maak jy ook sommer 'n draai op die sosiale media platforms en like ons oral, volg ons oral en doen al die nodige dinge. Dan kollegas, wil ek gou vir julle ietsie vra, is enige van julle al deur 'n aanlyn slenter gevang of jy ook daar by die huis? Nou wonder ek, praat julle met julle kinders oor hierdie tipe van slenters, veral vakansietye en Ja, ek weet ons praat mos die gereeld jong met mense is baie meer op die skermpies en goeters voor jou. En ek meen, ek is al gevang deur 'n ou wat byvoorbeeld sê, ja, ek het nou hierdie fantastiese mooi sitkamer stel of iets, maar betaal gou R1000 oor en nou hoor jy niks weet van die ou nie. Enige van julle al daarvoor geval? Nee, Nee, ek dit moet het nou sê, touchwood nog touchwood. nooit met my gebeur nie. Nee. Tuis? Nee. maar jy lieg man. Ek sien dit in jou oog. Okay, luister gou hier. Tuis, wil jy hom antwoord? Nee, daar's mense wat kyk, wat jou ken. Meer as 95% van Suid-Afrikaanse kinders gebruik die internet gereeld, maar meer as die helfte word nie regtig geleer van aanlyn slenters en daai tipe goed nie. Volgens Leon Jacobs van RCS moet ouers kinders leer om aanlyn bedrog raak te kan sien. En hoe leer mense dit? Dis nogal 'n my interessante vraag. ding met as hulle ons vang. Ja, Ekskuus, as hulle vir tuis vang. Dan moet jy weet, daar's net, ek dink daar's soveel gedagte wat in dit ingaan van die misdadigers. En kuberkrakers hulle is ongelooflik slie. Hulle werk op die mees ongelooflike maniere. Wat het met jou gebeur? Nee, kyk, ek is al fisies gebruik. Jy weet, waar hulle van my mediafoto's af gaan laai het. Jy weet, soos in my professionele hoedanigheid. En dan my maatskappynaam selfs gebruik, jy weet, om van hierdie skemas te bevorder. Jy weet, en waar ons dit moes gestop het en jy weet, ons moes 'n klomp dinge gedoen het en dit en dat. Jy weet, omdat 'n ou daai konnotasie het met geld. Jy weet, so met ander woorde, en is hierdie ouens slim genoeg om dit selfs te doen, maar baie eenvoudig is, ou moet maar altyd gaan kyk. Jy weet, so as daar so iets is wat te goed om waar te wees of iets wat daar is, gaan na webtuistes toe, gaan kyk, praat met iemand daaroor. Ja. Ons is terug by Jennifer Lopez. Ja. As dit ware tot en Ja, met ek sê mos ek het nie eens royalties gekry nie. Kinders is net soveel meer onvolwasse nog op daai stadium om dit raak te sien en dan die Engelse woord is lekker, gullible. Ja, gullible. Daar's mense wat net doeteenvoudig gullible is en ook ouer mense, is dit nie waar nie? Dis waar. Is nie net die kinders en so wat gevang word. Die ouer mense word ook veral wanneer dit by geld kom. Het jy al soveel keer gehoor veral in jou bedryf ook tuis van mense wat soveel duisende rande verloor het, hulle nou gedink het nie hulle Maar jy het net soveel neefies in Ierland wat nog kan doodgaan. Jy weet, dan is dit net maar klaar. Ek dink wat jy sê nou oor die ouer mense, maar ek dink wat met die ouer mense gebeur en ek het 'n pel gehad wie se skoonma, sy het haar man is toe oorlede en sy is vir jare baie eensaam gewees. So sy was gevang deur een van daai those like love bombing kind of scams where it was just immediately Facebook, oh I've seen your profile, I'm a pilot from Germany en al daai tipe goed and we're going to build a house together in Hermanus. Sy is op 'n stadium R450,000 verloor. Ek kan dit nie glo. Jy sien daar weer eens, jou woord was so goed, gullible. Ja. En dis mense wat oop is daarvoor, wat nie mooi oopkop dink oor sulke goeters nie. So 2 jaar terug het iemand my verskriklik beledig op my WhatsApp bladsy. Op die lug in 'n hele lot regtig. Toe ek daarna kyk, toe dog ek weet nie, my radar sê iets is nie lekker nie. En dit sê en toe antwoord ek nie. Toe kom ons agter dit is hy toe hy dit met almal gedoen op die vorige program waar ek op was. Ja. True. Wel, om dit terug te bring by die storie ook, ek wil graag by julle hoor, is julle bekommerd oor, jy weet, met wie julle kinders op die internet kommunikeer miskien? Ons is as ouers, ek en Chris, baie streng oor wat die kinders na toegang het. So daar is nie YouTube op hulle iPads nie, hulle het nie selfone nie, hulle het nie en dit is net ons manier om hulle te beskerm. Of ons nou uber streng is of te streng is, that it remains to be seen when they grow up and they're going to be fine. But I don't think that at this stage it is overly protective, no. Maar ek dink jy sou ook gaan kyk, om daar met jou kinders te gaan sit en dalk met hulle te bespreek, want daar gaan 'n sekere ouderdom kom wat jy hulle wel gaan toelaat. Jy weet, maar om hulle dan daai kundigheid te gee, maar luister, bespreek die volgende met my as jy dit agterkom. Of is hierdie goeie se ongemaklik maak of is daai ongemaklik maak. En ek wil saam met jou stem, maar ja, daar gaan 'n sekere ouderdom kom. Matthys, op daai punt wat jy nou maak, wat dink jy is die ouderdom?
Ja, ek dink dis interessant. En ja, nou gooi jy my onder die bus. Jammer, nee, onder die ek bus, is maar dis 'n moeilike een. Ek dink sekere goeder, sekere tyd. Jy weet, so met ander woorde, ek het 'n 11-jarige byvoorbeeld en ek het 'n 15-jarige. My 11-jarige het baie meer, minder, jy weet, as wat my 15-jarige toegang toe het. En ek dink ja, dis maar weer eens daai moderne ouerskap, jy weet wat word en wat word nie toegelaat nie, waar my 4-jarige het weer niks van dit nie. Dit hang af van die kind se volwassenheid daarbey saam. Net vlugtig, ek weet ons het nie baie tyd nie, maar so 'n jaar terug het 'n Amerikaner by ons kom praat, hy het 'n boek geskryf en as ek my reg onthou was die boek se naam Visual Cocaine. Die probleem is jy kan aan die ding verslaaf raak, ongelukkig. Jy kan en kinders vinniger want die brein is nie heeltemal ontwikkel nie. Daar's een van ons grootste probleme wat dit aanbetref. Hulle het al hierdie mooi goedjies wat hulle inkleer, maar daar diep onder is ietsie wat later uitkom en hulle dalk Ongelukkig enige ding wat 'n slawerny laat veroorsaak is van veel van 'n goeie ding word dit 'n slegter ding. Want in die begin is dit afhanklik, is dit 'n lekker ding, is oulike skiet en dit hou my besig en ek kom met 'n klompie dinge aan die gang raak. Tot jy later aan sê ek maar nou het ek niks meer vir my kind nie. Ek het 'n voorstel. Tuis, Ras, ons het almal kinders by die huis sit. Kom ons kyk wat gebeur as ons vir hulle sê, alright, geen tegnologie vir die volgende week nie. And in yourself is maar ons almal met ons selfoones. Kom ons kyk hoe gaan die lewe dan aan. Ek sê myne sommer nou vir jou gee. Nou, en maar moeilike, die kom moeilike. Goed laat Pieter. Ek dink is ook 'n ander gesprek wat ons moet hê oor wanneer om jou kind 'n selfoon te kry. Dis nogal iets wat baie interessant is. Onthou, jy kan ons op sosiale media volg by Goeiemôre Good Morning. Net hierna gesels ons met 'n organisasie wie hawelose mense toerus met die nodige vaardighede om self hulle lewens te verander. Maak seker jy bly ingeskakel. Goeiemôre Good Morning. When it comes to scooters, mobilities, hoverboards, and kids' electrical ride-on cars, I proudly endorse iGlide, a company which is truly on top of their game. With a vast array of quality products, a fully equipped repair center, warranty and after-sales service guaranteed, iGlide is the #1 choice. Contact them today at iglide.co.za. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth, while you do life, we take care of business. Innovering, verandering en groei is gewoonlik sinoniem met sukses in die korporatiewe wêreld. By Van Bont Groep Beperk glo ons egter dat sekere goed dieselfde moet bly, soos integriteit, betroubaarheid, konstantheid en 'n omgee vir jou medemens. Dit vorm 'n sterk fondasie wat die sukses kan behartig en as ons omgee vir mense, sal ons mos omgee vir jou hardverdiende geld ook. Verdien goeie rentekoerse wat saam met jou kapitaal gewaarborg word. Van Bont Groep Beperk, sukses met 'n hart. As ek vir Appel in een woord kan opsom, legend. Hy's talentvol. Hy's lief vir diere. Alle diere. Hy is 'n jagter. Hy ry altyd die coolste bakkies. En by sy shows, ek sou wat wou gee om in sy skoene te staan. Hy sal jy boer. Jacques Babenvoos is 'n inspirerende Suid-Afrikaner wat na 'n tragiese verlies van sy gesin in 'n motorongeluk op die ouderdom van 9 sy hartseer in 'n kragtige passie omskep het om ander te help. Deur sy organisasie Moeg Gesukkel bied hy hoop en ondersteuning aan hawelose mense om hul lewens te verander. Vandag gesels ons met Jacques en Rian Swart wie se lewe deur die organisasie se werk ingrypend verbeter en verander is. Baie welkom manne, Jacques. Môre. Baie welkom Rian. Hallo. Goeiemôre, goeiemôre. Môre. Dis jou skoonheid wat hulle heeltemal weggeblaas het. Ai, Pieter, stop dit. Jacques, vertel net gou-gou vir my in kort. Jy het ook 'n moeilike pad gestap. Hoe die dinge gegaan? Ag, ek dink 'n ou gaan maar deur die meele van die lewe, ons almal gaan deur die meele van die lewe.
Ek verduidelik dit eenvoudig. Op 18 het ek verslaaf geraak aan dwelms. My verskoning was ek het my ouers verloor in 'n motorongeluk. Ek was vir 7-8 jaar verslaaf aan heroïne en crack cocaine. Skoon gekom, mense op straat kos gegee en so het ek gerehabiliteer en vandag het ons 'n plek wat ons mense kan huisves en vandag is my verskoning eintlik my motivering. Ek het my ouers verloor. So ek kon net kies uit watter perspektief ek dit gebruik of is 'n verskoning of is motivering. So dis die eenvoudige gedeelte van dit. En ek dink dis belangrik om vir 'n oomblik stil te staan by hoe gesukkel in hierdie organisasie. Vertel ons so 'n bietjie meer en verduidelik net vir ons hoe het dit begin. Sjoe, ek het in die mall geloop asseblief, moenie net iemand in jou huis inneem nie, maar ek het dit daai tyd gedoen. En baie mense vra vir my, wat het jy gedink toe die eerste persoon gehelp het? Ek het nie gedink nie, want as jy dink dan doen jy nie sulke goed nie. Maar dit het baie mooi uitgewerk. Ons is 'n plek van hoop. Ek het geloop in die mall en een van my vriende het 'n probleem gehad, hy het uit die tronk uitgekom die vorige dag. Ek het sy ouers geken. Ek het hom gesê kom bly by my om sy ouers te help en binne 'n maand was daar 8 persone in my huis. En van daar af het dit net ontwikkel tot waar ons vandag sit. En ja, dis ek dink die buite vra iemand my net nou en hulle vra vir my hoekom. Ek dink ek maak my eie seer reg. As jy hoor wat ek sê, ek dink baie keer dan dink hulle soos ek nou vir Rian ontmoet het, dink hulle nou jy gaan soontoe, jy gaan vir daai persoon terapie gee. Nee. As jy daar wegry dan het jy die terapie ontvang en jy's 'n bietjie beter mens aan die einde van die dag. Rian, en hoe het julle paai toe nou gekruis? Jo, dit was eintlik amazing. Ek doen dit al 6 jaar wat ek klere verkoop al langs die pad om my gesin te onderhou. En wat ek toe doen is daar kom 'n hawelose man verby en hy sê vir my, "Het jy Jacques se persoonlike nommer?" Sê ek, "Nee, waar gaan ek hom nou kry?" Jy weet, dis nou nie iets wat jy elke dag kry nie en toe gee hom vir my. Maar dit het so 'n week gevat voordat ek eers met hom, want ek guts gekry het om met hom te praat. Maar jy sê jy klere op die straat verkoop. Hoe het jy in daai situasie beland? Vertel net vir my. COVID het ons almal, maar ek het my werk verloor deur COVID en ek was die broodwinner. Ek het 4 kinders. Ek moes hulle bietjie aan die gang hou. So ja. En 6 jaar het ek dit gedoen. Amazing. En is wonderlik om so 'n storie. Nee, ons gaan almal nou in die gebeur baie maklik. Nee, maar ek bedoel, het jy enigiets anders om by te voeg na aanleiding van hoe hierdie organisasie jou toe gehelp het ook? Want ek dink dit moes 'n wonderlike oomblik ook gewees het. Dit was amazing. Ek het van die goed al gesien op Facebook en hoe mense help en gedink, "Jessie, miskien is daar iets vir my. Miskien kan hy my ook help." En ek het dit soos die hele week het verbygegaan wat hy na my toe gekom het en toe kon ek nie met my kar ry langs die pad om my klere te gaan verkoop nie en toe sit dit en eventually toe ontmoet ons mekaar. En dit was 'n blessing. It's a blessing. Ja, snaaks hoe die lewe werk. Ek het nou vanoggend ook, ek sit ook hier en emosioneel raak en het nou voor die tyd make-up gedoen. So ek gaan nou amper tussenin ook met inroep, maar ek het vanoggend eers by hom gehoor, die persoon wat vir hom die nommer gegee het, is 'n persoon wat 'n ou lank terug gehelp het. Ja, ek weet nie eens wie die persoon is nie. As ek sy naam Ek kry nie sy naam nie. Ek kan nie sy naam onthou nie. Daar verby. Maar dit wys jou hoe werk die Here in hierdie maniere, hoe hy mense kan gebruik wat ewen voorheen daar was, want hierdie persoon het ook 'n rol gehad in dit. Ja. Wat gekom het en gesê, "Hoor, die Jacques het my gehelp." Ek dink dit kan help en ons het ook maar net 'n platform, verstaan? Toe ons vir Jan, ons maak video's nou, ons kry ook ons vlek oor hoekom maak jy, maar dit het hom gehelp, dit het al klomp ander mense gehelp. En ja, van die video af het hy genoeg klere om te verkoop. Mense kan altyd meer bring. Ja, nee, ek gaan staan. So jy het die behoefte gesien. Jy het op seker maar op 'n stadium as ek nou met aflei, dalk nie genoeg klere gehad om te verkoop nie. Julle paai het gekry, jy het ook besluit, "Wel, ek kan jou help op so 'n manier om vir jou klere kry." Kyk, toe ek aankom, toe kom ek sommer aan met 2 sulke groot sakke, want ons het 'n klere stoor. Mense bring vir ons ook goed. En ek het toe net ek het nog 'n normale werk in die oggende van 7 tot 5, so om te gematch om by mekaar uit te kom was challenging. Maar dit was 'n spesiale ontmoeting daai dag. As jy verstaan, ek sê vir hom net nou, dit was pure, dit was mooi, jy weet, en dis wat mense van hou is om hierdie mooi inspirerende stories. En hy het in die video het hy gesê, en hy het emosioneel gesê, hy het gesê hy gee nie op nie. En ek dink baie mense het die video gesien. Ja. Wat self moet besef, hulle moet nie opgee nie. Dit is iets belangrik waarby ek wil uitkom, want ons het 'n voeltjie oorvlei van 'n behoefte en
'n bedrag wat nodig is? Bydra? Ja, ons het eintlik op pad hiernatoe het ons hy het in die video het hy gesê ek het ons kon vir 'n paar rand gee. Hy sê hierdie kan die klein goeders, maar nie die groter goeders nie. Ja. En hulle sukkel om by die krag. Jy weet nie verstaan as jy elke dag party daar R20 of R100, hulle sukkel om by die krag uit te kom. En daar's 'n kragrekening. Ek het 4 kinders. Hulle is so van 2 jaar af tot 17. Ja. So wat is daai bedrag wat nodig is? Jy moet op hierdie stadium ja, dit is so daar het ek gekyk is 14.000 sê R15.000 kragrekening. Hier van Goeiemôre Good Morning se kant af wil ons ook 'n bydrae lewer, 'n R16.000 bydrae. So ons wil help om moeg gesukkel se hande sterker te maak, vir jou deure oop te maak en net dankie te sê vir so 'n amazing projek wat mense help en ek kan sommer sien Elsa, dit voel ook jy wil dit skouers af. My vriend, ja man, en gaan gee daai kinders van jou 'n drukkie en almal by die huis 'n drukkie en ek meen ons wil ook net hê julle moet ons wil moeg gesukkel, ons like dit niks meer nie, ons wil help waar ons kan. Ek wil net ietsie by sê, mag ek? Ek wil net eer aan God. Dankie vir dit. Groot plesier en dankie vir die wonderlike werk wat julle doen. Pay it forward soos hulle altyd sê. Rian, definitief. Sal doen dit. Ja. Dankie. Nou ja, onthou jy kan ons volg op die sosiale media by Goeiemôre Good Morning. Wat 'n lekker geselsie was hier nie. Bly ingeskakel want net hierna gesels ons met Arnold en ons hoor 'n bietjie wat gebeur het wat die sport aanbetref. Moenie weggaan nie. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance 'n Car bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld in die boekwaarde van jou voertuig leen? Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig? Refinance 'n Car het 'n oplossing vir jou. Refinance 'n Car, motorfinansiering met voordele. Relax. Unwind. Murphy's Law is real. Whatever can go wrong usually does. Surprise! Mom and Dad! Oh, come on! Don't give Murphy the satisfaction. Make sure you have Dodge's extended warranty in place. Starting from R9 a day, you can get Dodge's extended car warranty that covers up to R400,000 in parts. So if a part breaks or fails, we'll cover the cost of replacing it. It's that simple. Visit dodge.co.za, quote online in under 3 minutes. Jou huis is meer as net 4 mure. Dis die plek waar jy wil rustig word en vergeet van die gejaag en die geraas in die wêreld daar buite. Inkanda sê jy laat tuis voel met gemaklike en kwaliteit meubels wat plaaslik vervaardig word. Perfek vir 'n stylvolle Suid-Afrikaanse leefstyl. Kom tuis met Inkanda. Welcome back. You're watching Goeiemôre Good Morning. En natuurlik op 'n maandag is daar baie sport wat oor die naweek gebeur het. So dis nou tyd om 'n bietjie sport te gesels met ons sportanker Arnold Geerts. Arnold, waar begin ons vanoggend? Formule 1 eerstens en ons weet nou almal dat Lando Norris weer gewen het, die tweede keer vanjaar na 'n seisoen aanvang sege in Australië en hy het sy McLaren spanmaat Oscar Piastri se voorsprong in die titelwedren nou tot net 3 punte verminder. So hierdie is een van daai waar hulle gaan armdruk. Maar ek het toe nou gaan opkyk en dit was nie baie moeilik om te kry nie want sy baas by McLaren sê die volgende, Zac Brown sê dit is sy ingesteldheid wat beteken dat hy veel beter is as wat hy nog ooit van tevore was.
So Brown sê, ek dink hy is net baie gefokus, dis die eerste ding. Hy het 'n groot kans vir die kampioenskap en hy het natuurlik 'n paar keer gesukkel om te kwalifiseer, maar Brown het verduidelik dat hy Norris gehelp het om sy vlak van persoonlike selfkritiek te verminder deur voor te stel dat hy moet ophou bekommer om die perfekte ronde te ry. Dis my regtig interessant. So die selfkritiek en ek dink dit is seker, miskien is dit net van toepassing op my, maar ek weet nie of dit vir almal is dat ons almal as jy op 'n sekere vlak wil, die Engels is mooi, operate, dan is jy verskriklik krities as jy kort kom. Ja. En dis 'n baie interessante ding. En hier het Brown dit vir hom opgestom en gesê, hou op daarmee. Kom ons kyk wat jy kan doen sonder om te probeer streef om die perfekte ronde te ry. Yeah, the Monaco Grand Prix generally is quite boring. Ja. Because there's no way to overtake. But it was a very interesting race yesterday because what was Verstappen thinking? Don't know. Yeah. Like what everyone, he kind of always he's the perfect racer. I mean, he's won numerous world championships. And yesterday I was like, what is going on here? Just picked the wrong strategy. And they thought that would help them. Whereas in the end, when he made that last stop in, the lap before, it was over and done with. Yeah. And the strategy didn't, it could have if the other teams had changed their strategy a bit as well. 1 or 2 laps on those tyres make a difference. So yeah, but it was a strategy mistake. Yeah. And there's no doubt about it. They'll have to go back and discuss that again and see what, where and when. It is exciting that they don't win every single race though. Nee, ek dink dit is vir my meer. Jy weet maar wat vir my ook interessant was, daar was op SuperSport Variety, dit hulle gehad Formula 1 for Kids. En dit het 'n reis gehad maar met kinders en met meer tipe van graphics wat cartoonies was. Ja. Jy weet behalwe die reis. Jy weet en dit was baie nik, baie goeie inisiatief. Met ander woorde, hulle gaan agter 'n nuwe mark aan. Ja. En as jy hulle jonk vang, dan bly hulle. Ek meen ek was 8 jaar oud toe vat my pa my vir die eerste keer na die Grand Prix in Kyalami, op Kyalami. En ek is gehaak geweest van toe af tot nou toe. Ja. So dit wys jou. Hopelijk kry ons weer een by Kyalami. Wel, dis daar's 'n debat wat ons oor kan praat vir 'n rukkie. Dan Bayanda Walaza, oor die naweek weer die seun is bloot net ongelooflik. Hy's net 19 en hy het in Zagreb in Kroasie die 4de vinnigste tyd ooit vir 'n onder 20 atleet opgestel. Hy het die 100 oor hoofs het hy gewen in 9.94 sekondes. En dis net agter Azamande Anga se 9.89, Letsile Tebogo, nog 'n Suid-Afrikaner, se 9.91 en dan Christian Miller 9.93. So hy's die 4de vinnigste van alle tye en ek belowe jou nou, die seun het nog nie klaar gegroei nie. Ja. Hy het nog nie eers klaar gegroei nie. So 'n Olimpiese medaljewenner, wêreld 100 meter afloopskampioen is duidelik. Hy kan nog veel vinniger. Ja. Ek het geen twyfel daaromtrent nie, want met groot respek, hy's nog 'n baba in die sport. Ja. Jy begin eers hier by, jy kan dit sien met Suid-Afrika se beste. Hy begin nou eers sy beste bereik en hy's 33, 34 jaar oud. Ja. Ek dink Banyaza doen so goed want hy het al daai roomys geëet toe hy by die Olimpiese spele was. Hy sê like I didn't think I was going to run. I was just here to eat ice cream. So jy dink die antwoord is roomys? Roomys, 100%. Gat jy. Okay, nou weet ek ook. Ek is baie dankbaar. Dan ons het oor die naweek 'n kans gehad. Ons het lanklaas 'n kans in 'n major gehad. Maar Retief Goosen het toe nou 'n kans gehad in die senior PGA kampioenskap by Congressional en hy was gelyk saam met Angel Cabrera en 'n hele paar ander spelers, maar ongelukkig oornag bietjie uitgesak. Hy kon net, ek sê net 71 onder sy verskiet en uiteindelik kon hy toe nou net nie die kloutjie by die oor kry nie. Angel Cabrera, 2-maal major kampioen, het gewen nadat hy 68 geskiet het. Maar luister net hier, ek gaan jou terugvat. Dis 20 jaar terug se name. Padre Garrington, wat ook 'n major wenner is, was tweede. Thomas Bjorn was ook tweede. Daar was 'n lys. Stuart Sink was ook in die veld, maar hier is die beste. Darren Figart van Suid-Afrika was 8ste. En die geld wat jy verdien op die Champions Tour is massief. So ek is jammer vir Retief, want ek weet nie of al die manewales Woensdag aand ons tyd in die White House miskien 'n effek daarop kon gehad het nie. Dis moeilik om te sê, want ewe skielik fokus jy die dag voor die toernooi op soveel ander dinge. Ja, interessante vraag, né? Ja, maar kyk, op die ander vandag het dit 'n definitiewe impak dink ek, want dit is 'n baie mental game. So as jy die eerste dag, tweede dag goed gepresteer het, ons sien 'n menigmaal, jy weet, dan kom die wiele dalk af op 'n derde of 'n vierde dag, maar as jy dan die onderhoude gaan luister, dan het daar iets gebeur, jy weet, oplopend soontoe. Ja. So ek dink 'n definitiewe impak gehad.
Ras? En ook hy is nou 'n bietjie ouer. Ek weet al die ander ek hou nie teen daarvan wie nie, hy Ras. gespeel het, maar dit is maar nou net ook like you know your game is not going to always be brilliant. En soos party sê, jy het goeie dae en net afdae en daarmee moet ons maar nou vrede maak. En dan laastens die Franse Ope wat begin het. Ek bedoel dis 'n wonderlike 2 weke en dis eerlikwaar fantasties om te sien. Wêreldnommer 1 Irina Sabalenka het net 'n uur nodig gehad om die Rus Kamila Rakhimova op die openingsdag van die Franse Ope op sy TV, die Belarus het die skedule onder die dak op kort Philippe Chatrier afgeskop met 'n meedoenlose oorwinning van 6-1, 6-stroop. Thank you for coming. Wat 'n sterk begin gemaak het vir haar eerste Franse Open titel net sommer so. So ek dink daar is soveel ongelooflike tennis wat wag. En nou gaan mense sien, praat van dinge wat jou affekteer, of Jannik Sinner se 3 maande so 'n groot verskil gemaak het en of hy gaan skerp terugkom. Hy was nie sleg verlede week in Rome nie, maar hy was ook nie wonderlik nie. So hy is die wêreldnommer 1, hy gaan die druk moet vat. Ja, Blake Shelton het ook 'n fantastiese wedstryd gehad gister, 5 stelle, maar hy het ontsettend goed gedoen. Ek dink ons gaan nog baie sien van hom hierdie jaar. En daar's nog 'n interessante scenario. Is dit goed om met 'n 5-stel wedstryd te begin? Want meeste ou sê wel ek wil eerder my krag spaar vir die laaste week, of is dit iets wat jy nodig het wat sê hallo, dis 'n major, jy moet jou game lig, hierdie is ernstig, of vat dit te veel uit te vroeg in die 2 weke. Dis weer eens een van daai armdrukke, né? Ek dink Blake Shelton, jy weet, in my opinie moet maar Here hou by country sing, hè. Ja. Jy bly so droog en ons love jou so. Baie dankie Arnold vir vanoggend se sportgesprekkie. Ons is net hier na terug, so bly ingeskakel want Thys gaan 'n bietjie kyk na die markte. Dis tyd om te kyk wins of verlies. Goeiemôre. Good morning.
18 minute voor 7, hartlike goeiemôre. Good morning, welkom terug hier by ons. Dis nou tyd vir die Bull en Bear verslag saam met Thys. Ek kyk hier na Elsa en na Raai se kant toe, want hulle wil altyd hou van die wins en die verlies. Ek en hy wil 'n bietjie op 'n maandag Bull en Bear. Goed. En al die lekker dinge doen. Die man van wie ek praat, natuurlik ons eie minister van Finansies, minister Thys van Sail. Assai, kollegas, pragtig, wat 'n intro. Ja, so ek sien eintlik uit na hierdie naweek se Bull and Bear show, né? Op Loftus. Kan nie wag vir dit nie. Daar gaan 'n paar bulle rondgeskuif word, né? Maar nou ja, is dan nie sport nie. So, baie interessant van die Bull en die Bear, net om weer te verduidelik aan ons kykers daar buite is, die Bull en die Bear is 'n eenvoudige ding van 'n sentiment en segment van markte, weet wat op en af gaan trend hou. So met ander woorde, daar's 'n klompie elemente wat 'n rol kan speel. Dan kan jy byvoorbeeld sê ons het beermarkte of dan kan 'n klompie goeders 'n rol speel. Dan kan ons sê ja, ons het byvoorbeeld dan nou bullmarkte. Okay, so met ander woorde baie maklik om dit te onthou. 'n Bullmark, onthou, 'n bull het horings, dit gaan altyd op. Okay, 'n beer is 'n gevaarlike ding as hy jou gaan vat, dan gaan hy jou grond toe vat, so eenvoudig soos dit. Okay, net vir 'n bietjie interessantheid. Maar kom ons kyk gou na die markte en die opsommings natuurlik wat in die laaste week gebeur het in die Amerikaanse markte. As ons weer eens daar gaan kyk, jy weet, het ons nogal 'n taamlike afname gesien alweer eens. Ek dink dit sal maklik die tweede of die derde week in 'n ry waar ons negativiteit op die Amerikaanse markte sien met 'n average van ongeveer so tussen 0,6 tot 1% gelyk wat omstromig tussen die Dow Jones, S&P 500 en natuurlik die Nasdaq. So gaan dit aanhou, ek dink ja, daar's nog 'n geruime tyd waar ons nog steeds Amerikaanse markte bietjie onder druk gaan ervaar, tot en met Donald Trump natuurlik hierdie goedjies uitgesorteer het waarmee hy besig is. Ek dink ons kykers daar buite weet presies wat dit is natuurlik, ons hoef eers uit te brei daaroor nie. Suid-Afrika is maar net een van die partye met wie hy natuurlik in besprekings is saam met sy administrasie. Kom ons beweeg bietjie oor na Europa toe. Europa natuurlik lekker groen, selfs soos in Suid-Afrika. Dit is inteendeel nou lengte en somer by hulle en so kan ons ook sien op hulle markte. So ons sien nou omtrent 'n average van ongeveer weer eens teenoorgestelde met die Amerikaanse markte van ongeveer 0,4% tot en met 1% gelyk gesprei teenoor die FTSE 100 en natuurlik die DAX en natuurlik die CAC. So met ander woorde dinge lyk goed in Europa en ek dink dit gaan so gaan, jy weet, vir die volgende beermark era waarin hulle self nou bevind en natuurlik dit is natuurlik om hulle markte te sien bly is baie bestendig en dit gaan stelselmatig op. Kom ons gaan 'n bietjie terug na lokale gronde toe. Die JSE, die kragtige JSE op hierdie stadium. So as ons weer eens kyk, weer 'n baie goeie week gehad. So ons is in die groen en ek dink dat dit is al wat belangrik is vir ons. Die enigste ene wat bietjie swaar getrek het of twee sektore wat bietjie swaar getrek het was midcap maatskappye gewees in die finansiële 15 en so klein bietjie swaarder getrek is wat hy laasweek getrek het. Maar oor die algeheel dink ek ja, is daar nie enige foute wat so hoogliggend is op die JSE nie. En ek dink ja met hierdie trend, ek dink baie mense dalk gedink ja na die hele Ramaphosa sage en natuurlik die Amerikaanse besprekings sou ons dalk 'n herstelling gesien het in die markte van 'n afname dalk. Ek wil net nie die woord gebruik herstel nie, ek wil dit eintlik terugtrek, want ons eintlik baie beweegspasie nog steeds. Ek dink ons PE ratios, jy weet, op die JSE is baie wat so gunstig op hierdie huidige stadium, maar weer eens het ons gesien natuurlik, jy weet, die samesprekings wat gebeur het nie so enorme impak gehad op die markte soos wat meeste van ons kykers dalk al buite sou verwag het nie. Daardeur natuurlik het ons ook die Sasol sege gesien wat oor die wat so laasweek 'n rol gespeel het met 'n artikel waar geplaas was wat gesê tot en met 4.3 biljoen rand moet natuurlik deur Transnet deur 'n settlement terugbetaal word, okay, na Sasol toe. Dit het gebeur net laat bietjie Vrydagmiddag, soos ons ook in die aandeleprys gaan kyk in die agtergrond, het ons gesien laatmiddag toe die markte reeds gesluit is, het hierdie aankondiging gekom. So wat se effek kan dit hê as die markte oopmaak bietjie later vanoggend? Is natuurlik 'n opwaartse kurf wat jy natuurlik kan gaan sien, jy weet wat Sasol wat met hulle kan gebeur, want hulle het in die rooi gesluit met ongeveer 2,2%. So jy gaan onmiddellik uit 2,2% sal ek sê wat sal dadelik weer opgevang word, plus addisionele, ek dink in die omgewing van 1,5 selfs tot 5% in my opinie vir hierdie lopende week, want daai op die balansstaat gaan natuurlik uitstekend lyk en natuurlik die sentiment weer eens wat gedryf word deur gaan ek Sasol kry of gaan ek nie Sasol kry nie, en as gaan kyk hoe die aandeel gevorder het die laaste 52 weke teenoor waar hy nou staan, is ongeveer helfte van die waarde wat hy in die laaste jaar verhandel het. So daar's 'n klompie spasie, jy weet wat daar nog steeds gemaak kan word. So, inside tip, weer eens op NFV dag, Sasol, maar weer eens, hier is nie advies nie. As jy my advies wil hê, dan maak jy 'n afspraak. Okay. So, alright, kom ons gaan beweeg bietjie oor na die rand toe.
Die rand het baie sterk bestendigheid gekry in die laaste week. Selfs nog vanoggend, wat hierdie was 'n straanse statistiek van R17.85. Hy het vanoggend gestaan op R17.80. So as ons weer eens gaan kyk, waartoe is die rand op pad? Hy het homself uitermatiglik baie goed versterk. Weereens, al die goeders was gewees en die oë was gewees op Amerika laasweek. Almal het gedink dit gaan 'n negatiewe impak hê. Almal het gedink die rand gaan pak slaag kry, maar op die einde van die dag was dit die teenoorgestelde gewees. So weer eens, as ek kan sê, is dit die rand so sterk is, of is dit die Amerikaanse ekonomie wat onder druk is? Dit is eintlik die hoofvraag wat jy vir jouself moet vra. So baie keer as ons gaan kyk byvoorbeeld na die rand, gaan kyk byvoorbeeld wat die dollar ook dan doen teenoor die euro en oor die pond, en of hy dieselfde tipe van verliese het wat daar so plaasvind. En dan kan jy baie vinnig agterkom, ja, wat is die tendens, en kan hy weer terugkom, of gaan hy verder versterk, of gaan die dollar terugkom? So eenvoudig is dit, as Amerika sy goedjies agter mekaar gaan kry, ek dink geniet die sambreel terwyl hy nog hou, en natuurlik weer eens baie geleenthede wat jy nou kan gebruik vir hierdie tipe van rand. Dis 'n goedkoop rand teenoor die dollar, so moenie uitverloor of uitmis op die geleenthede wat jy van hier af kan kry vir die volgende kwartaal om 'n goedkoop om 'n goedkoop dollar te kan gebruik met 'n rand. Okay, kom ons gaan 'n bietjie media toe. Terug na julle toe kollegas, Elon Musk. Alright, so Elon Musk is bietjie met homself in die moeilikheid op hierdie stadium, waar hy gesê het, ja, ek moet drasties meer aandag gee aan X, want daar was groot probleme tydens die naweek wat op X gebeur het, in die platform daar, waar hy self gesê het, ja, ek sal moet persoonlik meer betrokke raak daarbey, en natuurlik het hy gesê, hy moet ook gaan kyk na die Starship launch, wat ook in hierdie week 'n groot impak natuurlik gaan hê, en natuurlik het hy gekyk, ja, sy Department of Government Efficiency, waarin hy betrokke is, gaan hy bietjie moet gaan terugstaan. Nou my vraag is aan julle, as jy politikus is en jy is 'n sakeman, dink jy wat saam dit gaan op die einde van die dag gaan dit mos nou gebeur? Jy weet, laat die een die ander ene gaan uitbalanseer. Moet jy jouself hou by skoenmaker, hou jy by jou lees, of dink jy ou kan nog 'n bietjie juggle? Ek dink hy het homself nie gesien hoe betrokke hy eintlik sou raak by die Donald Trump veldtog en by alles wat nou toe na die tyd die Department of Government Efficiency en hoe besig hy daar sou wees nie. So I don't think he foresaw that he was going to be so involved. And now the other businesses are suffering. Ons kyk na die aandeleprys van Tesla. Ons kyk na hierdie outages wat gebeur het oor op X. Like I don't think he realized how much time the political was gonna take from him and his other businesses. Wat vir my uitgestaan het, 'n ou soos Elon Musk sal ou nogal dink, ja, hy het nogal ouens wat hierdie departemente vir hom bestuur. Presies. En hy is die rykste man in die wêreld, julle, maar weer eens om dan te gaan sien dat sy hand is so op die pols, of sy vingers is so op die pols, dat hy presies moet betrokke wees, jy weet, op 'n daaglikse basis so ver, jy weet, dat hy aannames soos hierdie kan maak, byvoorbeeld in die media, om te sê, ja, ek moet teruggaan. Ek gaan moet aandag gee aan Tesla, aan X, aan hierdie, daai. Jy weet, want my span het nie 100% hulle vingers op die pols nie, omdat ek 'n klein bietjie, soos wat jy sê, hier aan aandag gegee het. So wys jy maar, mens bly maar mens, né? So ja. So die ander enetjie wat ek gou met julle wil bespreek is 'n artikel baie interessant wat gepubliseer is teenoor Afrika as 'n algeheel. Wat basies, jy weet, die Amerikaanse ekonomie, basies die sanksies wat hulle blootgestel het, jy weet, nie net in Suid-Afrika nie, maar ook aan baie ander Afrika lande. En natuurlik die sanksies wat baie kere ingestel word eintlik teen die gewone mens ingestel. Ons het dit in Suid-Afrika gesien met ons AIV projekte in die befondsing daarvan, en ook wat so 'n toekomstige befondsing op 'n klompie ander goeders ook wat hulle sou teruggetrek het. AGOA is nie 'n goeie ding nie. En natuurlik, maar kom ons gaan kyk na die res van Afrika ook. So met ander woorde, dit wat in Suid-Afrika gebeur het, was maar net meer in die publiek gewees wat met die res van Afrika gebeur het, wat ook nie basies weet in hierdie samespreking saamgestem het met tariefverhogings nie. So my argument en wat ek saamstem in die artikel is, hoe ver kan jy politiese kaart druk, ekonomies? Onthou, ons praat van die ekonomies. Okay, so ons praat nie van dit demokraties of enigiets is dit nie. So nou gaan vat jy 'n ekonomiese standpunt, maar jy gaan onderdruk die mense wat klaar swaarder as swaar kry.
So waar trek jy die lyn as 'n wat so 'n politikus om voordeel te gaan trek uit jou eie party of jou eie sanksie of jou eie land ten koste van mense wat dit glad nie meer kan bekostig en nog meer onder druk gaan word. Wat is julle opinie? Nee, Thys, ek het eintlik 'n vraag vir jou. Ek dink loop die politieke landskap en die ekonomiese landskap nie maar oor die algemeen hand aan hand nie. Dis nie veronderstel nie, Elsa, dit is definitief daar en ons het dit nou weer eens gesien en op ons eie front ook. So, maar daar's 'n lyn waar daar kom om te sê ekonomie hou jy by ekonomie, politiek hou jy by politiek. So met ander woorde, ja, daar is 'n intertwinement waar hulle by mekaar parallel moet verbystap, maar dan is dit veronderstel om net soos een baan te word. Dit is veronderstel om in jou baan, my baan, jou baan, my baan. So daar's baie kere daai riglyne waar gesê word ja, okay, maar waarop gaan ek sanksies plaas en wat is die impak van die sanksie? En gaan daar mense geïmpakteer word? Want onthou, ek is agter die politikus aan. Ek is nie agter die ander ou aan wat swaar trek nie, maar as jy ou wat swaar trek wat op die einde van die dag nog swaarder kry. En ek dink ja, dis waarop moet 'n enkele op die einde van die dag om te sê ja, baie kere Winston Churchill het dit ook gesê, dat die politikuste mekaar kry in 'n bokskryt. Okay, mekaar daar bokse rond, wrestle en klap en alles aan te kere gaan en goeters en los die ou wat op straat is sodat hy basies weet kan aangaan met sy lewe, want dit word aan hom afgedwing om te sê ja, ek kom nie oor die weg met jou persoonlik nie en as gevolg van en ten koste gaan jy die prys daarvoor betaal. But that's how you're going to get a politician where it hurts. You're going to hurt his people. I mean, we look at what's happened in the Ukraine and all that kind of thing. The people on the ground level are the people that make the country. They make the country work. And if those people are completely devastated because they can't get food or they can't get access to clean drinking water or whatever it is, then you've weakened the country. So then as a politician you've won. Maar wanneer sal die politikus dan moet sê ek staan nou terug? Nee, never. In order for humanity in my mense. Okay, selfs met Zelensky. Wanneer staan jy terug en jy sê dit is nou genoeg? Ja. Dit gaan nie verder werk nie. Ja. Baie dankie. Hierdie Boel en Bear gaan nou dik aan die beklei raak. Ek wou nog oor die inkomstebelasting gesels, maar ons sal dit later in die week doen. Moenie weggaan nie, net hierna gesels en kuier ons verder. Lekker hier op Goeiemôre, Good Morning. Gaan like ons gerus op die sosiale media's, nê? Volg ons, sê vir ons hallo. At ProCare, we bring compassionate care right to your home. With tailor-made care packages ranging from 8, 12, 24 hours to full living services, we ensure that your comfort, dignity and well-being are always our priority. Whether you need short-term assistance or round-the-clock support, trust ProCare for reliable professional care that fits your individual needs perfectly. ProCare, where care feels like home. Is it secure? Yeah, it's secure. Are you sure? Trust me, my guy. Okay, let's go. Don't let your investment slip through your fingers. Invest with a partner you can trust. Everest Wealth, the power of consistency. Innovering, verandering en groei is gewoonlik sinoniem met sukses in die korporatiewe wêreld. By Van Mont Groep Beperk glo ons egter dat sekere goed dieselfde moet bly, soos integriteit, betroubaarheid, konstantheid en 'n omgee vir jou medemens. Dit vorm 'n sterk fondasie wat die sukses kan behartig en as ons omgee vir mense, sal ons mos omgee vir jou hardverdiende geld ook. Verdien goeie rentekoerse wat saam met jou kapitaal gewaarborg word. Van Mont Groep Beperk, sukses met 'n hart. The cost of living crisis in South Africa has really affected us. The children have to wear hand-me-downs. Okay, let's see if it fits. I can't wear this. It's way too big. We've cut back on luxuries. Toilet paper's finished. We've even had to improvise in terms of entertainment. Kick the ball, damn it! It's time for my soaps. It's the big wedding episode. Okay, kids, we're changing the channel. All of that, and we struggled to pay our bills. Until we contacted Debt Rescue. They offered us debt consolidation without a loan. We have one monthly payment, and now we pay only what we can afford. Now things can get back to normal. The wedding, it's off. Debt Rescue, pay what you can afford. Bye, Ma. Bye, Pa.
Wat? Jy gaan nie so uit die huis uit nie. Gaan trek vir jou ordentlik aan. Soek na my valleys, ek wil dans op 'n Saterdag aand. Ek soek Dit lyk beter. Sorg dat jy voor 10 by die huis is. Valley Boutique. Trek iets ordentlik aan. Welkom terug. Welkom terug. Weer Dis 'n blou maandag. Welkom terug. Ons is baie gasvry hier. Nou die glanspaartjie Alvin en Anrika Bruinders het onlangs baba nuus gedeel na 'n moeilike pad wat hulle gestap het met in vitro bevrugting, surrogaatskap en die verlies van hulle baba dogtertjie, Alaska. Ek het by hulle gaan inloer om 'n bietjie te gesels oor dit wat hulle deurgemaak het en hulle uiteindelike besluit om aan te neem. Alvin en Anrika, dit is so lekker om sommer hier by julle aan huis te kuier. Baie dankie vir die geleentheid. Goeiemôre, good morning. Nou, ons is vandag hier om so 'n bietjie meer van 'n emosionele gesprek te voer, maar ek dink terselfdertyd ook hoop te skep. So ek wil sommer met die deur in die huis val. Ek meen julle is deur 'n verskriklike tyd die afgelope ruk. Ja, ons is deur 'n verskriklike tyd. Maar 'n mens moet nooit ophou nie. Ons gaan nog in diepte daaroor praat. En as ek nou terugkyk na die journey, is daar niks spyt nie. Dit was baie hartseer toe ons almal bewus geword het ook van die nuus oor Alaska. Ja. Hoe laat dit 'n mens groei ook in die huwelik? Want ek meen dit is tog iets wat 'n mens saam moet deurmaak. Baie mense verloor mekaar in die proses, maar julle het nie. Ons het eintlik vriende wat deur dieselfde storie gegaan het as ons. Ook IVF en hulle het maar 2 keer deur dit gegaan en hulle huwelik het dit nie gemaak nie. Ek dink die belangrikste ding is om mekaar 100% te ondersteun en ek dink wat ons as vrouens partykeer verkeerd doen is ons vergeet die mans is ook in dit in en het ook die emosie en moet ook deel met die hartseer. Vir ons is dis klaar 'n babietjie. As hy ingeplant is, jou babietjie gaan nou groei. Dis baie meer fisies ja, ook, baie meer fisies en ek dink die mans sukkel nogal om hulle emosies amper half uit te deel daarmee. Wel, dit is juist my volgende vraag, want hoe belangrik is kommunikasie in daai proses? Ja, ek kan net praat oor wat ek weet. Ons Afrikaanse mans. Ja. Dit is moeilik. Ons praat baie rugby en solank dit lekker. Ons moet nie te diep gaan nie, jy weet. Ja. En dit is die kommunikasie is alles. Ja. En ons moet vir mekaar sê, okay, praat met my, wat gaan ons nou doen? Waar gaan jy deur? Wat gaan ek deur? Jy weet, ons het net mekaar. So we need to support one another. Anrika, dit is die verlies van 'n baba en ek kan nie eers dink waartoe jy ook moes gaan nie. So ek wil vir 'n oomblik stop by iets soos geloof ook. Jy weet, en daai groeiproses wat miskien plaasvind. Ons word geleer, sê vir die Here wat jy wil hê en hy sal dit vir jou gee. Ja. En dan soms raak 'n mens op die journey raak 'n mens raak nogal kwaad want jy sien mense langs die pad en dan staan hulle met 2, 3 kinders en jy vra vir liewe Jesus, hoekom kan ek nie net 1 kry nie? Daar is sy 3 kinders en sy sukkel om vir hulle te sorg, maar ek kan vir al 3 van hulle ook 'n lewe gee, maar hoekom kan ek nie 1 kry nie? So dit is mense daai interne struggle met die Here die hele tyd soos hoekom ons, wat het ons verkeerd gedoen? Ons is tog nie slegte mense nie en dit maak dit moeilik, maar ek moet sê gelukkig ons is 'n baie Christelike familie en ons bande met ons ouers en almal is baie sterk en my man is nogal iemand wat sal sê kom ons bid net en jy weet dan kom ons so vrede oor jou. dit is nog altyd so gewees en ek onthou op een stadium met Alaska toe sy gelê het in die hospitaal toe ek dink dit was op die 3de of die 4de dag toe het ek net gebid en vir die Here gesê laat U wil geskied. Verstaan, laat ek gee oor en dis nie meer my hande nie. Ons het gebid en ons het tot U gekom en U het al vir ons gegee. Maar wat nou verder gebeur is in U hande en wat ook al U
besluit, laat U wil geskied. Moet ons meer by berus by. Ja. Verstaan? En daar het ek 'n verskriklike kalmte oor my gekry en ek dink 3 daggies na dit is sy oorlede. En ons is baie positiewe mense en jy weet ons lewe nie in die verlede nie, want dan verloor jy jouself. Ons probeer, al is dit moeilik, al is dit nie lekker nie, al het 'n mens daai seer en daai rou. Ek het nog steeds 'n kind wat lewe. My man lewe, my ma lewe, my sussie lewe. So ons huwelik is lewendig. Ons huwelik is So ons moet lewe vir die mense wat lewe. En ja, ek weet sy is in die hemel en ek weet my pa is by haar en ons mense wat ons sal haar weer eendag sien. So ek het net besef ek moet aanbeweeg en ek moet lewe. Ek kan nie net rou nie. Daar is ook nuwe seën in julle lewe en ek wil daarop ook fokus want ek meen So rukkie na Alaska se afsterwe, toe stuur ek nog vir my seentjie se skool gesit en ek dink toe, okay nee, ek stuur vir my man 'n WhatsApp, ek sê, jy weet dis nie die einde nie, nee, ek gaan nie stop tot ek my babatjie op my arm sit nie. Nog ek weet wat het ek nou gestuur, hy bel my, hy sê, babe, wat wil jy doen? Ek sê, nee, ek dink ons moet nou aanneem. Ons was so dankbaar, Februarie maand, het ons foon gelei en ons het 'n paar daggies later het 'n mamma ons profiel gekies en 'n paar daggies later het ons pragtige dogtertjie in ons hande gekry. So dit het alles so vinnig gebeur. Maar what a blessing. En toe ek net daar het ek baie mense voorgesê dat die Here is getrou. Jy weet, ons verstaan dit net nie. Ek sê vir 'n pel vir my, ons is niks. Ons dink ons is in beheer van goed. Ja. Ons is eintlik net in beheer van ons klein dagboekies elke dag om op tyd te wees 9 uur vir 'n afspraak of 10 uur of 11 uur. And that's it. Die res is uit jou hande uit. Ja. So, en dit is 'n duur les wat ek dink ek geleer het as 'n man. Ons kan probeer en ons kan werk tot dit, maar op die ou einde van die dag is dit alles in die Here se hande en hy het deurgekom vir ons. Na Alaska se dood voel dit vir my asof die Here gesien het, ons het net nooit moed opgegee en ons het net ons storie gebruik om ander mense te bemoedig, om te sê, moenie moed verloor nie, dit is, al het dit nie uitgewerk vir ons, soos ons gedink het gaan werk nie, moenie moed opgee nie, daar is hoop, en ek is iemand wat glo, aanhouer wen, en as jy net aanhou, sal dit eventually by jou En daar's ook mense wat sê, maar jy moet nie God speel nie. Jy moet dit al vir my gesê. Mense het al vir ons op sosiale media gesê, stop nou. Die dokters hulle kon ons nie antwoorde gee nie. Hulle het nie geweet wat is fout nie. Ek meen, ek het nog nooit eers die geleentheid gehad om swanger te word nie. So ek sal nooit die voorreg hê om te voel hoe dit voel om jou eie baba te dra nie. Maar dit het my nooit gestop nie, my nooit gekeer nie. Ek het gesê ek sal nie ophou tot ek my baba in my arms het nie. Ja. En die Here het ons gebede geantwoord. Azaria wat beteken God het gehelp. Is nou hier by ons en sy het 'n houdingkie wat sê ek is by die huis. Op 5 maande het sy 'n houdingkie wat sê ek is by die huis. en ja, ons love it. So daar's altyd trane, maar daar's ook baie smiles. En ons het die ander dag gesê dis jy weet, ons praat nog Alaska, die hele tyd. Jy moet onthou ons het 3 kinders. Alaska is die hele tyd die. En sal altyd wees. En dit is asof, Enrico die ander dag gesê, asof sy voortleef in Azaria. Vir mense wat miskien deur iets soortgelyk gaan, wat sal julle raad vandag aan hulle wees om daai hoop te behou? Moet dit nie alleen doen nie. Moenie dit aan jouself doen nie. Dit vreet jou op. Jy het support nodig. Jy het mense om jou nodig met wie jy kan praat, wat jy by kan gaan sit. As jy wil skree, kan jy skree. As jy wil 'n bekerstuk gooi, dan gooi jy daai bekerstuk as jy kwaad is. En as jy wil beklei, dan beklei jy. Want jy moet dit uitlaat, want as jy dit net vir jouself binnehou, dit gaan jou opvreet. En jy gaan 'n ongelukkige mens wees. Die dag wat ek
begin gesels daaroor is die dag wat ek begin heel het. Dit het vir my gevoel dit het my sterker gemaak en dit het vir my gewys ek is nie alleen nie. Dis nie net ek nie. Daar's hoop. Of dit nou is deur as jy nie natuurlik swanger raak nie, gaan probeer IVF. As jy nie kans sien vir dit nie, surrogaatskap is nog 'n opsie. As jy nie kans sien vir dit nie, kyk wat het adoption vir ons gedoen. Verstaan? So ons probeer enige iets. As jy 'n lyfie in jou arms wil hê, moenie laat enigiets jou stop nie. Ja. Baie mense is van mening dat 'n mens die verlies van 'n kind nooit verwerk nie, maar dat jy dit einde ten laaste maar net op 'n manier moet aanvaar. Wat is julle uitgangspunt? Ek dink dit is iets wat jy ooit aanvaar of agter jou kan sit nie. Dit kom in golwe. Staan soos die see is. Vandag is jy okay. Ja. Môre is daar ietsie wat jou daaraan herinner of jou daaraan laat dink en dan vang dit jou weer. Ek dink nie 'n mens kan ooit oor dood kom nie, of dit verwerk nie. Ek dink dit raak net 'n mens leer om daarmee saam te leef. Wel, Anrika, Alvin, julle sê daar is altyd lig. Ja. Dankie dat julle bereid is om julle donkerte ook met ons te deel. So ook die lig en ek dink julle inspireer. Dit was 'n voorreg geweest om vandag met julle te kon gesels hier in julle huis. En ons hou julle dop en geniet vir Azaria ook. Wat gaan dit? Wat 'n storie. Nou onthou hierdie onderhoud sal ook later vandag op YouTube beskikbaar wees. So maak seker jy gaan kyk daarna Goeiemôre, Good Morning se YouTube kanaal om weer daarna te gaan kyk of luister. Inspirerend man. Ja, hou daarvan. Ek dink dat wat 'n getuienis. Ja. En ek dink dis wat ek uit wil vat. Wow. Daar's iets wat ek daaruit gaan vat is jy moet lewe vir die mense wat lewe. Ja. Daar Dit is diep, nee? Baie. En ek dink selfs die naam ook van Azaria, Ja. die betekenis daarvan. So ek moet sê ek het groot respek vir enige iemand wat bereid is om hulle harte ook te deel. So ja, jy kan ingeskakel bly want nou gaan dinge lekker raak. Dolly Parton is net hierna by ons in die ateljee. Bly net waar jy is.
Mense, is dit nou vir jou nie 'n behoorlike goeiemôre, good morning vanoggend op die program nie? Ons het een van Suid-Afrika se grootste divas hier met ons in die ateljee. Sy het 'n persoonlikheid groter as Dolly Parton toe Jolene amper haar man wou afvat. En sy is sensasioneel en 'n bietjie voorbarig en ontsettend sexy. Dolly Parton is vanoggend hier by ons. Al wat ek gehoor het is jy noem my vet. Dis al wat ek gehoor het. Ek het groot gehoor seker 3 keer. Ek groot persoonlikheid. O, groot persoonlikheid. En hare. En groot hare. Ja. Wou julle ja, hier is ook iets aan die gang. Daar's volume. Ja, wel amper. Daar's nie genoeg volume nie. Wie doen die hare op hierdie show? Julle, hier's niks hare nie. Wie ek vergelyking met jou, ja. Ja, maar niks vergelyk met. Kan ek dit sê? Kom ons speel 'n speletjie. Ja, wie hier het die vroegste opgestaan? Seker Els. Hoe laat het jy opgestaan? 2:15 vanoggend. O, ag, ou hoofmeisie. Pluggie. Wat 'n pluggie is dit nou? Exactly. Ek het 2:30 opgestaan. O, okay. Dis nog steeds baie. Ek dink daar's tans iemand in hierdie land met meer make-up aan as ek nie. Tans op hierdie oomblik is daar niemand nie. En so vroeg in die oggend. So vroeg. Dolly, ek wil nou vir jou vra van hoërskool hoofseun op Van Reinsdorp. Ek wou tot nou waar ons met die fantastiese persoonlikheid van Dolly Parton sit. ja. Hoe is Dolly gebore? Wat is haar storie? Weet wat is my grootste prestasie in die lewe is dat professionele mense soos julle op oggend-TV die woord Dolly gebruik. Sê dit? Okay. Ja, ek het dit. Wat is my naam? Dolly Parton. Maar dit is so koud. Ek is vanoggend Dollytjie Parton. Dis regtig koud. Ek gaan nie vir julle, dis baie koud. Wat was jou vraag? O ja, van hoof seun na hoofmeisie. Dit gebeur baie vinnig, my skat. Dis regtig. Ek dink dit het actually begin deur ek was as hoofseun aangewys in 'n baie konservatiewe, kleinerige, stowwerige dorpie. Ek love Van Reinsdorp, maar as ek nou daar moet instap, verdamp ek hel toe. Dit is reg, die dorp is nie gemaak vir mense soos ek nie. En daar's baie dorpe reg oor Suid-Afrika wat nie gemaak is vir mense soos ek nie. Dis nie die realiteit daarvan. En veral as jy in Afrikaans 'n pruik opsit en make-up aan, mense weet nie wat om met jou te maak nie. Julle gaan op hierdie episode comments kry. Jy weet goed, dis 'n man. Asof ek nie weet nie. Ek het vanoggend gepiepie oom, ek weet ek is 'n man. Dis net vir my die vreemdste goed wat mense kwytraak. Maar die punt van die saak is dat ek het guts gekry in hoërskool toe ek aangewys was as hoofseun. Dit was tussen my en die kaptein van die rugbyspan. En mamma het gewen. Ek wil net vir 'n oomblik vra. Jy het nou so gepraat oor hoe vroeg jy opgestaan het. Dankie, Swanse. Hoe lank neem dit jou? Wat? Om so te lyk. Dis baie persoonlik. Gaan jy ons antwoord nie? Persoonlike vraag, hoe lank vat dit my? Dit vat my so 3 ure net vir die make-up. En dan om so 10 kg te verloor in 'n halfuur. Maar jy moet ek is gesien. Ja. Hier is sykouse en pramme, wat is die aanvaarbare oggendwoord? Borste. Skus. En ek probeer bitter hard om nie en ek kry dit goed reg. Ek het nog nie Wat 'n voorreg vir julle. Om my hier te hê. So dit was regtig dit vat 3 ure vir die make-up en dan so 'n halfuur tot 1 uur om alles op te sit. En dan om dit af te kry is nog langer, my skat. Dit is so 40 dae en 40 nagte. Jy die vrees van die Here in jou oë. Hoekom is jy so bang vir my? Ek weet nie wat om te verwag nie. Kan ons teruggaan asseblief, Dolly, na die aanvanklike vraag. Hoe het jy drag ontdek? Hoe is Dolly gebore? Skus my skat. So ek het 'n program gedoen op 'n ander kanaal. Wat is die okasie? Dit was so 'n program om my loopbaan te vier. Ja. En hulle sê toe ek moet iets aan die einde van die program doen, want die premise van die show is jy hou partytjie aan die einde van elke episode. Ja. So hulle kry glanspersoonlikhede in en dan moet jy net so half celebrate. Nou sê ek wil 'n kerk, wat wys die vrou? 2 vingers. Wat beteken dit nou? Ek praat nog, dame. 2 minute van nou oor. Maar ek praat nog. So toe sê hulle vir my dat ek moet op die show moet ek my loopbaan celebrate. En ek sê toe ek wil 'n kerkbazaar hou.
want ek love 'n kerkbazaar. Laat ek praat, Elsa. Ek kan nie praat as jy wees professioneel. En toe het ek toe sê ek moet ek wil 'n kerkbazaar. Toe sê toe bel die producer my. Hy was seker ook gay. Toe sê hy vir my nee, ons gaan jou in drag sit. So dit is my heel eerste keer in drag op SABC2. Dit klink soos 'n baie slegte grap, maar dit is nie. My eerste keer op drag was op SABC2. Maar toe was ek nog Tossie Kombrink. Dit was my eerste dragnaam. Tossie Kombrink. En nou sit ons hier met dit sou beter wees vir julle, hè? Vanoggend hier op Good morning, goeiemôre, good morning. Tossie Kombrink, maar dit nee, dis Tolly Parton, Suid-Afrika. Okay, die vrou raak hysteries. Gaan net na 'n ad break toe asseblief. Jy val my in die rede. Ek het heeltemal die trend van my storie verloor. Jy's gefire. Sommer net so. Dit lyk my ons is nou amper almal gefire want Tolly het gepraat, so die program is nou daarmee heen. Maar ons moet nog gesels oor die splinternuwe vertoning van Dolly Parton, Hoofseun. Ons gaan daarby uitkom net na die breek. Ek is seker daar's baie mense wat baie te sê het om oor vanoggend se onderhoud met hierdie fantastiese diva. Asseblief, gesels saam sosiale media by Goeiemôre, Good Morning. Ons hoor graag van jou en net hierna praat ons oor die splinternuwe vertoning Hoofseun. Ons sal, ja. Do you want to make an impactful change? Empower and uplift your community to better the lives of the less fortunate. Share your ideas and build healthy friendships in a community of like-minded individuals. My favorite thing about Roundtable is making a difference in others' lives. Actually building something for a community. The friendships that you've made, it will last you a lifetime. Join Roundtable Southern Africa at roundtable.co.za and make your impact today. When was the last time you looked at your plants and said, thank you? Thank you. You keep me chilled out in the heat. Thanks, plants. Make me appreciate the earth under my feet. Thanks, plants. You bring some joy and life into my home. And you're more affordable than expensive art, but just as beautiful against my wall. Thanks, plants. You're a reason to say, hey, thank you, plants. And add some vitamins to my plate. Thanks, plants. You're a get out of jail free card when I had one too many at the bar. Thank you, plants. And on top of everything, you even clean my air. So thank you, plants, for always being there. We as Stark Airs and Plantland say, thanks, plants. Dis die glimlach wat bly, gaan hulle weg. Leef verliefde steeds voort, want die liefde ontferm, gedei soos dit hoort. Wanneer 'n geliefde heen gaan, behou ons nog altyd die liefde. Afbob, ons is hier vir jou. It's really sad if you know you can help an animal, but people just cannot afford to get the treatment or the surgery. No one cares more about animal well-being than DotSure. And when you buy pet insurance online from DotSure, you help support the AACL vets. It makes me and everybody at the Animal Anti-Cruelty League feel like big-hearted veterinarians. For wholehearted pet insurance, go to dotsure.co.za. Mint Hotel 84 on Catherine offers affordable luxury in the heart of Sandton. Enjoy Instagram-worthy casual dining and resort-style amenities for when you need to let your hair down and simply relax. Luxury comes standard as all our rooms are Wi-Fi and Netflix ready. The Mint Collection suites are uniquely themed and exceptional, adventurous and exciting. Mint Hotels, it's meant to be.
Welkom terug. Jy kyk na goeiemôre, good morning. En ek gaan my bes probeer om nou nie meer so baie te lag nie. Ons gaan voort met ons ernstige gesprek met Tolly Paarden. Welkom. Weer eens. Ja, ons deel nou sommer 'n kamera. Absoluut. Luister, ek Hier's Pieter Koen ook. Ek wil ook daarom net kom hallo sê het. Ek kan nou nie hulle alleen gelos Daar's 'n tattoo van jou naam op my linkerbuik. Fantasties. Dis regtig, jy dink dit maak 'n grap. Ek kan dit nie nou wys nie, want dit is oggend TV. Asseblief nie. Maar ek sal later Baie met jou dankie. vra. Ja, 'n baie belangrike een. Wie sal jy nog bitter graag wil laat fopdos? Pieter Koen. Regtig? Jy sal pragtig lyk met 'n pruik en My vriend. Ek dink jy sal. 'n Stem, waar is die stembus? Hulle kan ja, ek dink jy moet vir die volgende Tolly en Manila show op Showmax wat so hopelik kry se seisoen 2. Dan moet dit vir jou kry. Okay. Deal. Is dit 'n ja? Deel. Giaan. Jy moet 'n kap om in die middel. Daar's sy. Waar verlaat ek myself? Dis amptelik Pieter Koen gaan in drag verskyn. Ons moet vir jou drag naam kry, né? Maar kan ons dit na die vertoning doen? Want ek is bang daar kom 'n paar ander name uit. Ja, ons sal nou. Ek het nou 'n paar goedjies hier in my kop gekry, maar ek sal nie. Jy het nou net gepraat oor die show wat jy en Manila op Showmax gedoen het. Ja. Wie was toe die lelikste drag van die Wat is sy die vraag? Wil jy weet wie was die Helen Zille los hande? Sy lyk soos 'n Godzilla in drag. Dis die enigste vrou in Suid-Afrika wat leliker lyk met make-up op haar gesig. Ek weet nie hoe sy dit reg kry nie. Hallo Helen. Nee, Helen Zille, sy was 'n lieflike gas. Sy was baie respectful towards us. Good morning. Maar met make-up aan was dit vir my vreemd toe sy getransformeer het. Want jy is veronderstel om mooier te lyk. Ja. Sy het nie. En verder, wie was dan nog? Nee, ek dink sy was die enigste een wat ek so half geskok was. My gunsteling was Jack Sparrow. Ja, maar hy's ook 'n nice mens. Ja, hy's 'n baie nice mens. Sy was baie mooi. Luister, Hoofseun, waar, wanneer, hoe dit gebeur? Dit wil ons sien. Hoofseun is my nuwe show, dankie. Ek het al die pad uit Kaapstad uitgevlieg om my show te plak. Ek het gewonder wanneer gebeur dit. Ja, Hoofseun is my nuwe show. 16 Desember by the way. En dis eintlik wat ek vanoggend hier wil aankondig. Vir die heel eerste keer in my dis daar in my kamera. Vir die heel eerste keer in my loopbaan gaan ek my show opneem digitaal deur baie duur kameras. Ek gebruik al my geld wat ek ooit gemaak het. So ek moet dit terugmaak. So julle moet kaartjies koop, anderste is ek 'n homeless werklose drag queen en om hierdie te sien sonder geld gaan nie lekker wees vir enige iemand nie, né? So koop 'n kaartjie. Dis nou op my webwerf wynvirdiepyn.com. 16 Desember neem ek my show op. Dit kos baie geld. So koop eens. Dis nou die 16de Desember, maar wat gebeur voor dan? Is dit nou geshow? Is dit hierdie wat nou gebeur? Aanhou. Ja, maar en dan ek is ook op 'n boot volgende jaar, maar my heel eerste ek headline 'n boot. Die Tolly Tour. Tolly word nat. Dis so half 'n pragtige mens kan so baie doen daarmee. Ja. En volgende jaar Maart maand. Ek sal dit ook op my webwerf sit. Maar ek is bly jy gee die mense so vroegtydig kennis. Was jy al so naby aan 'n Tolly, Elsa? Hoekom lag jy so? Ek verstaan nie wat gaan aan nie. Sy was nog nie so naby aan Tolly. Ja, luister, ons het 'n kykersvraag. Ja. Wat iemand wat wil weet, wat dink jy sou Dolly van Tolly dink? Dolly Parton. Die ding is sy het famously gesê as sy 'n man was, sou sy 'n drag queen wees, né? She said it. Maar dan gaan kyk op YouTube. Is nie fake news nie. Ek weet fake news is deesdae mode, maar dit is op YouTube. Sy het gesê as sy 'n man was, sou hy drag. En dit is bietjie Patricia ek moet vir jou sê, Patricia Loos was die eerste drag queen wat ek op TV gesien het. Die hare, die alles. Dis 'n drag queen daai. Sy het dit afzip, stap Steve Hofmeyer uit. Ek sê jou nou. So dit is fantasties. So ek is meer gewaard oor wat sy van my dink en ek gaan jou nou sê. Sy het op een van my video's gekom met Patricia Loos. Ja. En raai wat sy vir my gesê? Jy is 'n superster. En jou ster skitter. My helder. Ek weet julle het almal daai show. Iemand het nie DStv gehad nie. Jy
is net fantasties. Waar kan mense jou volg? Waar kan mense nou meer van Tolly sien? Meer van... Het julle dit gehoor? Ja. Het julle dit gehoor? Waar kan mense meer van Tolly sien? Tolly Parton. Hoe julle hou vas aan julle werke vanoggend. Ek stap hier uit en ek is fine. Ek maak nog steeds my geld. Julle moet fight. Ja, ek is wat het jy gevra? Waar kan mense jou nog maar sien? Kyk op my website wynvirdiepyn.com en op TikTok. Ja. En die Tolly en Manila show wanneer weer? Ek weet nie, Showmax as julle kyk, ons wag vir seisoen 2. Gaan jy ook kom? As jy my vra, vir daar. Wat vir julle al drie kom soms al 'n span? Goeiemôre, good morning. Is al wat Goeiemôre. Of eintlik moet ons gaan en niemand moet daarvan weet nie en dan kom ons een oggend terug en moet ons kyk of die kykers kan herken wie's wie. Of wat van ons doen dit op hierdie show? Nog beter. Waar's Barry? Barry? Kan ons nie een oggend vir hulle almal net interact nee. Ja, ons sal 'n spesiale YouTube weer gaan doen. Het jy al vir Tuis in 'n karakter gesien as jy nou gesê het jy het my in 'n karakter gesien as 'n drag queen? Tuis, ja. Daar's baie werk. Ek nee, shame man. Nee, daar's baie werk. Protese, ek dink is baie meer as make-up, maar ek sal later met hom praat. Shame. Ek wil net vir jou baie dankie sê. Ek was nog nooit so ongemaklik by 'n onderhoud. Oor rare. Dis 'n plesier, Elsa. Tolly baie dankie vir die kuiertjie. Ons moet groet. Ons maak môreoggend weer so, moet jy net sorg dat jy hier is saam met ons elke oggend van 6:00 tot 8:00. Nou wat Tolly, nou? Bye. Al die pad uit die Kaap uit vir 5 minute. Bye. Mama. Do you want to make an impactful change? Empower and uplift your community to better the lives of the less fortunate. Share your ideas and build healthy friendships in a community of like-minded individuals. My favorite thing about Roundtable is making a difference in others' lives. Actually building something for a community. The friendships that you've made, it will last you a lifetime. Join Roundtable Southern Africa at roundtable.co.za and make your impact today. Nou ja, ons almal weet die manne in jou lewe word nooit regtig groot nie. So ook sal ons vrouens en ma's nooit ophou sorg nie. Ophou wonder nie. Is daar voldoende voorsiening gemaak vir eendag? En wie gaan die boedel hanteer? Eksekuteurs, want boedels en testamente is wat ons doen. Besoek eksekuteurs.co.za of kontak jou finansiële adviseur. Eksekuteurs, versekerheid tydens onsekerheid.